Goeiemôre almal. Woensdagoggend, vandag is dit die 11de Maart die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwen. Nou vanoggend, weet partykeer word jy wakker, dan het jy hierdie lied in jou kop. En dan moet jy net gaan iets soek rondom hierdie lied. Nou, die wil van God. Wat is die wil van God? Die wil van God is dat ons met sy seun 'n volledige in volledige geloof lewe en hom aanvaar vir wie hy is. Ons moet mekaar lief hê, soos wat die woord van God ons vermaan om te doen. En as ons werklik deel van God se familiekring wil wees, dan moet ons die wil van God doen. Nou daar's so 'n paar verse wat ek wil aanhaal, en ek hoop regtig dat dit vir julle ook 'n impak in julle lewe maak vandag, soos wat dit vir my gemaak het. 1 Johannes 5 en ek lees vers 14 en 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry van wat ons van hom gevra het. En dan Jakobus 4, en ek lees hier vanaf verse 1 tot 12. In die opskrif daar verset teen oorheersing deur die hartstogte. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welliste, wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord, en is naaiwerig, en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle harte, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Jy sien, as ons bid met ons sê, Here, as dit u wil is, kan ek dit kry. Egbrekers, egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groot genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle al wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet, en as hy die wet oordeel, is jy dan 'n dader van die wet, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? En dan natuurlik Matteus 6 vers 33 en 34, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom kwel oor sy eie dinge. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. My laaste gedeelte kom natuurlik hier uit 1 Johannes 3 vers 23 en 24. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die gees wat hy ons gegee het. Sien, dis die tweede keer nou wat ek lees van die gees van God wat in ons woon. Kom ons vra die gees van God om ons te oortuig van wat is die wil van God vir ons lewe. Elkeen van ons is anderste, maar die Here wil hê dat ons die wil van God moet uitleef vir ons lewe, vir hom, om hom daardeur te eer. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, wat is die wil vandag? Vir my, en vir Jan, en vir Piet, en vir Koos, en vir Marieke, en vir Sam. Dankie Here, dat u wil aan ons openbaar, sodat ons in die wil van God kan lewe, en ons daardeur net opgerig kan word. Here, mag u naam verheerlik word deur dit wat ons doen, omdat ons u wil vir ons lewe uitleef. Here, wys dit aan elkeen, openbaar dit, sodat ons nie ons eie wil sal uitleef nie, maar u wil. En ons loof en prys u daarvoor. Amen en amen.